Toe die eerste dag van die beskawing gebreek het sy son oor die mensdom begin skyn. In die warmte van die lig het kennis gekom, en saam met kennis, vaardigheid. Die mens het sy hande ontdek. Oor die eeue het vaardigheid vir die basiese plek gemaak vir die vaardigheid van kreatiwiteit. So het die mens begin weef. Die omvang van die nuwe vaardigheid het uitgekring totdat die hand vervang is deur die masjien. Die vak van die wewer is voortgedra deur die geskiedenis van baie lande, ook die van Groot-Brittanje. Ergens in die sonsuide van 'n donker kontinent het 'n jong ontwrigte volk die uitgerafelde drade van oorlog teen die Britse koninkryk begin optel. Simpatie vir die boere het nie ontbreek nie. En vroeg in 1901 het 'n vrou uit die Britse adelstand, Emily Hobhouse, 'n dramatiese verslag oor die hagtelike toestande in die konsentrasiekampe in Britse tydskrifte gepubliseer. Vrou alleen het sy die Britse regering oor die ellende en verskrikking van die kampe gekonfronteer. Maar haar volgehoue pogings om die vroue en kinders se lyding te versag, is met teenstand en bitterheid begroet. Na die sluiting van die vrede het 'n verbrokkelde volk teruggekeer na wat eens hul wonings was. Daar was niks. Swart as, en in die plek van gesinne, wit kruise. Met haar terugkeer na Brittanje het die herinnering aan die toestande in Suid-Afrika Emily Hobhouse bygebly. Die Afrikaner vrou se enigste rykdom was haar hande, en daarmee sou sy haar en haar gesin se selfrespek kon herwin. Die gedagte aan tuisnywerhede het by mevrou Hobhouse opgekom. Sy het 'n studiereis deur Europa en Ierland onderneem, en vir die eerste keer van aangesig tot aangesig met tapisseriekuns gekom.
Wat sy in Europa gesien het haar so oortuig dat sy op die regte pad was, dat sy besluit het om terug te keer en die Afrikaner vrou aan hierdie eeuwoue kuns, die weefkuns, voor te stel. Weefskole is oral gestig. Haar idee het posgevat onder die vroue. En 'n toekoms vol nuwe hoop vir die dag van môre is in die eerste weefstukke weerspieël. Materiaal vir klere en komberse het gevolg, wat vir alledaagse gebruik goed was. Dit het gelyk of weefkuns sy beslag in Afrika gekry het. Emily Hobhouse het meer as haar doel bereik. Dit het begin beter gaan en die vrou kon haar tradisionele rol as huisvrou hervat. Die weefskole het een na die ander gesluit. Hier en daar het enkelinge egter bly weef. Maar min het hulle gebied dat daar binnekort weer 'n beroep op die weefkuns gedoen sou word om die mense van die land te help. Die donker jare van depressie moes nog kom. En weer was dit 'n vrou wat die uitkoms moes bring. Marga Meyer, vrou van die kunstenaar Erich Meyer en 'n dogter uit Bloemfontein se konsentrasiekamp. Weefkuns in Suid-Afrika sou sy finale beslag met die werk van hierdie vrou kry. Ek was die eerste opgeleide maatskaplike werkster in die land. Ek het nog 'n opleiding in Europa in Amsterdam gehad. Toe is die depressie op sy hoogste in 1930. En ek wil soepkombuise hier stig vir die armes wat op die paaie werk. Die mans werk op die paaie vir 10 shillings 'n week. En hulle kan nie daarmee uitkom, maar as ons nou soepkombuise en gesiene en 'n daspoort en die plekke sit waar die mense vandaan werk, dan kan elke familie wat se pa op die paaie werk 'n kannetjie sop kry en 'n brood. Maar 'n kannetjie sop en 'n brood was nie genoeg nie. Die vroue moes inspring om te help. En weer was weef die toevlug. Dit was egter makliker gesê as gedaan. Eers moes daar 'n begin gemaak word. Wat moet ek kry? 'n paar kamme, anders kan ek nie spin nie. Wat is kamme? Die plankies met die spykertjies en so aan. Ek skryf hem na die sendingstasies, want ons het so oral rondgereis. Ek wist toe al waar 'n paar sendingstasies is wat nog op spin en weef. En vir daardie ou Reverend Maswai. En hy skryf vir my, I'm sending you 2 pairs, madam. En hy wens my alle sukses en as ek nog meer kamme wil hê, 10 shillings 'n pair. En hy stuur dadelik 2 paar en ek kan maar die geld later stuur. Die nalatenskap van Emily Hobhouse en Marga Meyer het sedertdien van krag tot krag gegaan. Vandag is weef 'n leefwyse in Suid-Afrika wat besig is om tot 'n fyn kuns te ontwikkel. Ek glo vas dat die droom van Emily Hobhouse nou eintlik verwesenlik is. Want oral is daar nou takke. Die Gilde is een in Pretoria. Daar's baie sterk takke in Stellenbosch. Daar's op verskillende plase mense wat aangaan daarmee. Ek dink as sy vandag geleef het, sal sy dankbaar daarvoor gewees het. Weefkuns in Suid-Afrika het sy natuurlike verloop gevolg, toe ook die swart man die weefkuns as antwoord op sy soeke na uitdrukking gevind het. Die swart vrou wat grasmatte geweef het om haar mielies op uit te rol, kon nou op die nuwe weefstoel 'n bekende tegniek gebruik om meer as net 'n nutsartikel, 'n kunswerk in haar drang na weergawe te skep. Die koms van die weefstoel het aan die swart man die geleentheid gebied om homself op 'n natuurlike manier uit te druk, met wol uit sy eie omgewing.
Vir hom is weef iets tasbaars. Hy bly in voeling met sy bodem. Die geometrische patrone is met die tradisie van huisversiering, hofmaak, sosiale gedragspatrone en ouderdomsgroeperinge so intiem betrokke, dat dit die swartmanse kultuur kernagtig in symboolvorm weergee. Veral die Zulu het met die koms van krale, die maak van kraleartikels tot 'n fyn kuns verhef, waar vorm en kleur, samenstelling en verhouding 'n hoogs genuanceerde en bruikbare taal geword het. Die geometrische vorms en plat vlakke het ontstaan uit die beperkings wat deur die regtechniek van die krale veroorsaak is. Hierdieselfde beperkings is eie aan die weefkuns. Die gebruik van hierdie kraletaal in die weefkuns is dus die oorplasing van dieselfde boodskap op 'n ander medium. So gebruik hy wynrooi om sy liefde uit te druk, wit vir reinheid, donkergroen vir vrugbaarheid en geel vir rykdom. Soos in die geval van hierdie liefdesbrief. Die bruidegom en sy familie betaal lobola aan die familie van die bruid. 'n baie duidelike boodskap of brief is dus op so 'n mat geskryf. Die woordeskat van die symbooltaal was te beperk om meer ingewikkelde stories te vertel. Die swartman se legendes is deur die eeue van geslag tot geslag mondeling oorgedra. uShaka wayeyinkosi yabantu bakwaZulu. uShaka wazalwa usenza ngakhona. Unina kwakuyintombi yaselangeni uNandi. Shaka Zulu het uit die klein stam opgestaan en sy hand gelig, en die swart volke van die land het hom koning genoem. Ehlezi khona elangeni impilo yakhe uShaka esekhulile. Hy het die nuwe stiekspies in sy impie se hand gesit en hulle saam laat loop. Dit was lang gelede. Met die vaardigheid wat met die tyd gekom het die symboliek meer figuratief geraak. Nou kon ingewikkelde verhale soos die legende van Shaka en selfs ouer verhale uit die swartmanse mitologie vir die nageslag in wol vasgelê word. Die luileeuw hou vergadering met die diere en vertel hulle dat hy nie meer gaan jag nie. Hulle moet voortaan vir hom gaan kos soek. Langs die twee kante van die tapisserie sien ons die verskillende diere wat kos aandra.
behalwe die haas, bo in die regterkantste hoek, wat niks in sy bek het nie. Die haas gaan na die lui leeu en vertel hom dat hy nie gaan kos soek nie, want hy ken 'n leeu wat groter en sterker is. In die middelste paneel vra die lui leeu om hierdie leeu te sien, en die haas gaan bys hom. Soos die lui leeu aangestap kom, sien ons 'n dam water waarin hy kyk en sy eie weerkaatsing sien. Hy word kwaad vir hierdie ander leeu en spring woedend in die dam en verdrink. Al lyk die tapisserie van die swart man naïef en spontaan, is die ontwerp goed deurdenk. 'n Ruwe skets word in vetkruid op 'n stuk papier geteken. Hulle skep die gees en uitdrukking in die wol terwyl hulle werk. Spontaan, direk, met uitbundige kleure wat kontrasteer met die sombere, natuurlike swart en grys van die karakoelwol. Die resultate, soos hier in die tapisserie van Noag, is stormagtig en in vlakke. Vol roes en okerkleure van mense na aan die bodem, basies in hulle verlange en behoeftes. Hierdie tapisserie getuig van helder kleure wat 'n opgewektheid en nonchalantheid weerspieël. Die gebruik van kleure is ongered, ondeurdenk en tot 'n groot mate spontaan, sonder pretensie. Ook getuig dit van 'n onskuld en eenvoud. Op hierdie manier bly die sêgoed van die swarte, sy verlangens en sy emosies, nuut, vars en op 'n tasbare manier dekoratief. By die blanke val die klem ook onbewus op kommunikasie, sê en praat, maar die tegniek is anders. Soos ons sien, is die blanke se tapisseriekuns fyner. Getuig dit van kleurbalans, is dit meer gesofistikeerd. Ook is dit meer kompleks en gekunsteld. En, soos in die geval van die swart man, 'n weerspieëling van ons lewe. Die blanke kompenseer vir sy meer gestileerde komposisie en subtiele kleurgebruik deur die tekstuur van die wol meer in te span. Die fyner nuansering van kleurskakering skep ook die illusie van diepte in die blanke se tapisseriekuns. Wolmarkdag op Teatianing. Lank voor die eerste strale van die son is Basutos uit alle oorde en rigtings op pad na die bymekaarkomplek. Selfs die wat nie wol bring nie, kom saam vir die geselligheid.
Die ruwwol is uitgedeel aan die vroue wat dit saamneem huis toe om te verwerk. Hier word die wol op handkamme gesit, in mekaar gekam en in rolletjies opgedraai. Terselfdertyd word die onsuiverhede uit die vesel verwyder. Oral in Suid-Afrika word gekam, maar nie oral op dieselfde manier nie. Na die kamproses word die wol gespin.
Om wol met die hand te verwerk is 'n langdurige en moeisame proses. Nadat die wol gewas is, word dit gekleur. In hierdie proses ontmoet oud en nuut in een pot. Sommige kleure is afkomstig van moderne chemikalieë, terwyl ander weer as 'n swam op die bas van bome groei. Die wol is gereed. Die wewer kies haar kleure. Eindelik sal skering en inslag onder haar hande begin saamsmelt. Met verloop van tyd dra die sagte brug 'n boodskap oor van skepper tot bewonderaar. 'n Ryk tot mekaar in kleur en vorm. Want wat die wewer ook al sê, hy moet probeer bydra tot die wording van 'n jong kuns in Suid-Afrika, die weefkuns.